Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons sels môre weer met Johan Miller, direkteur van Snyman die Jager Prokureurs. Ons kuier vanoggend weer met Snyman die Jager, jy spesifiek oor, jy weet, voetstoots. Ek het my voet nou al in een van hulle gesit, maar voetstoots, jy weet, wat is 'n kontrak, bestaansreg, kontraktuele bestaansreg, daai tipe van goeders. Ons gesels vanmôre met Johan daar. Goeiemôre Johan. Goeiemôre. Dit is hoogtyd dat mense vir jou sê, man, jy kan nou nie meer sê voetstoots nie, en jy sê, man, voetstoots, bly nog voetstoots. Daar's soveel onduidelikheid oor die konsep voetstoots. Wat beteken dit nou spesifiek as 'n mens kontrak moet praat, eintlik? Ja, ek dink baie van die kykers het al van die woord gehoor. Dis al 'n bekende woord in kontrakterme, maar baie min mense weet waar dit vandaan kom. En een van die pilare van ons Suid-Afrikaanse reg is natuurlik die gemeenereg. Ons het baie kolonialiste gehad wat 'n draai gemaak het in Suid-Afrika, onder andere die Hollanders. En hierdie is eintlik 'n konsep wat ontstaan het in die Romeinse reg en dan in die Romeins-Hollandse reg is dit gepreserveer of eintlik maar vervolmaak. En wat dit eintlik sê is dat ek het die goedere wat ek aan jou verkoop, het ek voor jou uitgestal. Ek het jou die geleentheid gegee om dit te inspekteer. Jy kan dit voel, jy kan dit sien, jy kan dit vat. En as ons nou hierdie transaksie beklink, dan het ek vir jou als vertel wat ek weet of redelikerwys moes geweet het van hierdie bepaalde produk. En as iets nou sou ontdek word, dan gaan ek skuil agter die voetstoots remedie of die verweer wat ek het. En dan kan jy my nie aanspreeklik hou nie. Sure. So die beginsel is definitief nog van toepassing in Suid-Afrikaanse kontrakte en veral kontrakte wat deel met onroerende eiendom wat verkoop word. So mense moet bedag wees daarop dat daar is 'n verpligting op 'n koper om die koopsaak deeglik te inspekteer. En as hy dit nie doen nie, loop hy daardie risiko dat 'n verkoper kan sê, maar ek was nie bewus van hierdie bepaalde defek nie en op sterkte daarvan kan jy my nie aanspreeklik hou. Wow. Daarvoor. Nou, is daar enige metode waarop die koper beskerming teen die verkoper kan weerlê? Verseker, Jennifer, jy sit met 'n bewyslasprobleem, ongelukkig. Jy weet, ons bewysreg in Suid-Afrika sê hy wat beweer, hy moet bewys. So indien jy beweer dat die verkoper bewus was van die defek of redelikerwys daarvan bewus moes gewees het, moet jy dit kan bewys. En dan natuurlik die verkopers in baie opsigte is regtig aanspreeklik vir doeleindes van hierdie bepaalde defek, want hy was bewus daarvan gewees en het dit opsetlik verswyg van die bepaalde koper. Maar daar is 'n groot bewyslas ten opsigte daarvan. En as jy jouself daarvan kan kwyt, en daar's vele sake in terme waarvan mense dit alreeds reg gekry het, en besluit het om hof toe te gaan en daai bewyslas homself van te kwyt en dan die voetstoots verweer te weerlê. Ek moet vir jou sê, Johan, daar's allerlei wette wat ons as die publiek van hoor. Kyk, is nie ons verantwoordelikheid moet leer, maar niemand doen dit regtig nie. Wat ons van hoor dat verbruikers nou so beskerm word. En jy kan 'n ding gaan teruggee as jy nie van hom hou nie en dies meer. Maar het hierdie verbruikersbeskermingswet alreeds voetstoots op 'n manier vervang of nie? Ja, ek dink die wanpersepsie was dat toe die wet op verbruikersbeskerming die lig gesien het hier rondom 2009, het almal gedink dat dit is die einde van voetstoots. Jy weet dat elke koper sal jy weet 'n omvangryke beskerming geniet en jy kan nooit meer die voetstoots klousule oprasse verweer nie. Maar 'n mens moet onthou dat vir die wet op verbruikersbeskerming om van toepassing te wees, moet daar per definisie 'n verbruiker en 'n verskaffer wees. Nou 'n verskaffer is 'n persoon wat dienste of goedere in die normale verloop van sy besigheid verskaf. Teen vergoeding. En wanneer ek 'n eenmalige transaksie het, kom ons veronderstel jy verkoop jou eiendom. Ek meen, jy doen dit eenmalig. Daar's nie 'n frekwensie ter sprake nie. Daar's ook nie daardie repetisie wat 'n vereiste is nie. So dis nie in die normale verloop van my bedryf nie. So om dan die verbruikerswetgewing te probeer van toepassing maak, is om letterlik 'n vierkantige pennetjie in 'n ronde gaatjie te probeer druk. Jy weet, so die lank en die kort is, as daar nie statutêre reg is wat die gemene reg oorskadu of vervang nie, dan gaan die gemene reg nog steeds van toepassing wees, naamlik voetstoots. Wat sou jy dan verkopers aanbeveel wat die defekte ontdek wat die verkoper al verswyg het? Ons verwys in die reg gewoonlik na hierdie tipe goed as die oorlog van die deskundiges. Want 'n mens moet onthou, soos ek vroeër gesê, daar is 'n groot bewyslas op die skouers van die koper.
En as die bepaalde koper hom van sy bewyslas wil kwyt, moet hy iemand kry om te help om dit te doen. Nie een van ons is waterdeskundiges of elektrisiteitsdeskundiges nie. So, ons advies aan kopers wat so iets ontdek het, is om so spoedig moontlik die beste deskundige aan jou kant te kry. En daardie deskundige uit te kry en dat hy 'n verslag opstel wat min of meer sin speel daarop dat hierdie defek is van so groot omvang dat die verkoper redelikerwys van hierdie defek moes geweet het en dit opsetlik verswyg het. Want dit sal jou natuurlik bystaan in 'n hofgeding waar jy jou bewyslas van moet kwyt. Deskundiges, dis waar moet kom. Gelukkig is jy hier, Johan, op hierdie vlak. Want, as ons nou praat oor boetes en boeteklousules, veral as nou kom by sê nou maar ek betaal nou nie wat ek vir jou gesê het ek sou betaal nie, en nou kry ek 'n boete op dit, en nou is daar 'n nie prestasie, ai aarde, dit is 'n deurmekaar, vir die gewone ou, is daar klousules waar hulle sê, luister, jy het nie betaal nie, so jy verbeur iets? Verseker, daar's baie sulke klousules en veral waar jy verkopers kry wat letterlik die verbintenis van die koper wil toets. Hy sal sê, jy moet 'n deposito betaal en sou jy in breuk van kontrak wees, of sou hierdie kontrak gekanselleer word, Kontrak, ja. as gevolg van jou handeling of nalate, meneer die koper, dan gaan jy daardie bedrag, wat ook al dit mag wees, gaan jy verbeur. En ons verwys, ons het gewoonlik 'n sinsnede daarna as 'n ooreengekome gelikwideerde skadevergoeding, of, ons het al hiervan gehoor, 'n roukoop. En daai bepaalde bedrag word dan verbeurd verklaar ten gunste van die verkoper. Amper as 'n tipe van 'n boete om te sê, jy het nie presteer nie en op sterkte daarvan moet jy my in die posisie plaas waarin ek was, voordat jy nie jou kant in die kontrak gebring het. Nou is gepraat daarvan, is daar wetgewing wat sodanige verklaring vir verbeurd reguleer en hoe werk dit? Ja, Jennifer, ek dink baie van die kykers is nie bewus van die wetgewing nie, maar dis nie 'n nuwe stuk wetgewing nie. Hierdie is die Wet op Konvensionele Boetes, 15 van 1962. So dit is 'n stuk wetgewing wat al jare lank in gebruik is. En wat baie belangrik is hierdie wetgewing bring bietjie daardie verbeurdverklaring in perspektief. Die wetgewing sê dat jou bepaalde bedrag wat verbeurd verklaar word ten gunste van die verkoper, mag nie of behoort nie disproporsioneel te wees tot die werklike skade wat die verkoper gelei het nie. Nou, die beginsel is die reg is nie daar om van die verkoper 'n ryk man te maak nie. Die reg is daar om die verkoper in die posisie te plaas waarin hy was voor hierdie hele debakel ontstaan het. En op sterkte daarvan hom letterlik te vergoed vir sy skade. En baie keer word daai verkoper aan die kaak gestel om daai skade wel te kan bewys. Hy moet kan bewys dit is wat ek werklik gelei het. Ja. So om 'n miljoen rand verbeurd verklaar te kry hipoteties op 'n kontrak waar jy 100 000 rand se skade gelei het. Ja. Dit veroorsaak 'n groot probleem. Okay. En dit is natuurlik vatbaar vir hersiening. Wat staan die koper dan te doen in so 'n geval? As die skade wat die verkoper ly, as die bedrag wat ek verbeur meer is as wat ek dink redelik is. Ons het al baie sulke gevalle gehad en as die verkoper en die koper natuurlik nie tot een of ander vergelyk kan kom om te sê, luister, jy het baie meer ontvang as wat jy werklik in die vorm van skade ontvang het of gelei het, so jy moet dit vir my terugbetaal nie. As hulle nie tot so 'n vergelyk kan kom nie, dan is dit natuurlik die verpligting van die koper om 'n aksie in te stel teen die verkoper. En daai aksie vind gewoonlik in die vorm van 'n dagvaarding plaas en dan vra jy die hof letterlik in terme van die Wet op Konvensionele Boetes om die bedrag wat verbeurd verklaar is te hersien en te sê, hoor wat is die werklike skade? As die werklike skade veel minder is as dit wat verbeurd verklaar is, kan die hof daai bepaalde bedrag wat verbeurd verklaar is afwaarts aanpas. Wat dan sal veroorsaak dat die verkoper bedrag aan die koper moet terugbetaal. So, die koper en verkoper kan ooreenkom, so om die reg om die bedrag te laat hersien, wat jy nou net gesê het, uit die kontrak te haal, of om daardie prys reg te gee? Ja, hulle kan, dit is natuurlik indien hierdie 'n kwessie raak of 'n dispuut raak, kan hulle tot 'n vergelyk kom. Okay. Maar wat baie mense al in die verlede probeer doen het, en spesifiek, jy weet, prokureurs wat kontrakte opstel vir die verkopers, hipoteties, is om te probeer om hierdie statutêre reg van 'n koper uit te skryf uit die kontrak uit. Jy weet, 'n sinsnede wat tipies sou sê, die partye kom ooreen dat die bedrag wat verbeurd verklaar word is redelik en billik. Ja.
en dat in terme van die wet op konvensionele boetes wyf die partye hulle regte om dit te laat hersien. En dan is die skool van denke dat so 'n klousule behoort nie in die hof op te staan nie. Die beginsel is dat jy kan nie in jou kontrak wat jy opstel, kan jy nie 'n persoon se statutêre reg wyf nie. Ja. As dit begin gebeur, dan druis jy in en dan kom ons by 'n prinsip waar ons sê dit is contra bonus mores. Dis eintlik teen mense sedes. So dit behoort nie geldig te wees as sulks nie. Johan, ek is so bly jy kan daaroor praat want ons het nie klou nie. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak het vanmôre. Dis lekker om mense van Snyman die Jager hier te hê om vir ons 'n bietjie die goedjies te vertel waar meeste van ons nou al vasgesit het en oorwonder. Dankie vir jou raadadvies vanmôre. Jennifer. Nee, nou as jy Snyman die Jager prokureur se Johan Moller natuurlik, een van die direkteure by hulle. Kontra wat? Contra bonus mores. Contra bonus molles. Hy het dit. Ek kan Latyns praat. As ons terugkom, dan het dit eens 'n breek se tyd vir die nuus en die weer.